Ons Here Jesus, dankie dat ons deur U na ons hemelse Vader toe kan kom in U naam. Dankie dat U vir ons 'n belofte gee en die belofte is: en onthou, ek is by julle al die dae tot die wêreld klaarmaak. Ek sal julle nie alleen los nie. Dankie dat U nou by elkeen van ons is. Dankie Here dat ons elke sorg, elke las, alles wat ons pla, kan ons nou vir U gee. As ons gefaal het langs die pad, kan ons dit nou vir U gee. Ons gee oor aan U, Here Jesus. Ons neem U juk en U las op ons. Ons lees in U woord dat U juk sag is en U las lig is. Dankie dat ons vanoggend na die troon van genade kan kom. Want ons het genade nodig om die wedloop klaar te maak. Kom ontmoet ons vanoggend, Here. Kom breek U woord oop. Kom leer ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Julle kan weer sit. Ek gaan vir Gerard vra en de wet vra dat julle net vir ons sal help. Ons het geleentheid om die Here te eer met ons tiendes en offerandes. Wie is goed in Afrikaans? Ek is bly niemand steek hande op nie, want ek het nie gedink dit is 'n goeie Afrikaans my tema vanoggend nie. Dit gaan oor hoe ons eindig. Wie kan vir my help met 'n manier om dit beter te sê? Is geen onderwysers hier vanoggend nie. Dit gaan oor hoe ons eindig. Dit CJ, wat sê jy dan? Dit gaan nie oor nie, gaan oor ons. CJ, wat sê jy? Hoe kan ons dit beter stel? Dit gaan oor ons die wedloop voltooi. Ek sê die insinuasie in hierdie titel vanoggend is dat dit nie oor die begin gaan nie, maar oor die einde. Dit gaan nie oor die begin nie, maar oor die einde. Dit is beter. Nou, wat bedoel ek daarby? Partykeer sal die Springbokke nie so lekker begin nie, maar wat maak saak as hulle die toets wen teen die einde? Ons het al almal gesien van atlete en goed wat nie, het julle al gesien met die Comrades, daar's altyd mense wat voluit wegspring. En dit is vir my vreeslik lekker om dit te kyk, want jy wonder hoe lank gaan daai ou hou.
En ek dink hulle hou gewoonlik so 5 na 10 kilos. So hulle het goed begin, maar ek dink baie van hulle maak nie eers klaar nie. So dit gaan nie oor hoe ons begin nie, maar oor hoe ons eindig. Dis eintlik wat ek probeer sê, as ons kan, kom ek gaan na ons eerste skrif toe, Markus 14, ons gaan lees vers 51 en 52, het julle al gedink oor hierdie versie, hierdie paar verse? En hierdie versies wat ons nou lees, kom net in die Markus Evangelie voor. Net in Markus kry ons hierdie versies. Die staan, daar was ook 'n jong man wat saam met Jesus aan die tuin gekom het. Hy het net 'n naghemp om sy lyf gehad. Hulle probeer hom toe ook vang, maar hy het die naghemp net daar in hulle grypende hande gelos en kaal weggehardloop. Het jy al hierdie verse gelees en gewonder hieroor? En gedink, maar hoe staan dit in die ander evangelies? Dan is dit nie daar nie, is net in die evangelie van Markus. Nou volgens die vroeë kerklike tradisie was hierdie jong man Markus, wat ietsie van homself in die evangelie wat hy skryf ingesit het. Nou hoe die kerktradisies gaan, is dat toe Jesus die Paasfees sou vier, toe roep hy net vir Petrus en Johannes, sy 2 naaste disippels, en hy was in 'n dorpie met die naam Betanië, net die woensdag aand, net hier by Jerusalem, en die donderdag sou hulle die Paasfees vier, en hy sê vir hulle, gaan na die stadspoort toe, en daar sal julle 'n man sien wat 'n waterkan dra. Loop dan agter hom aan, en dan, as julle by sy huis kom, vra die eienaar van die huis, sê die Here, die meester, wil vanaand hier Paasfees vier, en dan sal hy vir jou 'n plek gee. En die 2 disippels doen dit toe, en toe hulle by die huis kom, toe gee die eienaar vir hulle 'n bovertrek met rusbanke wat klaar ingerig was vir die Paasfees. Eintlik die eienaar gee hulle eie gereedgemaakte vertrek wat vir die gesin, vir die Here Jesus om Paasfees te vier. Nou, die kerktradisie sê, daai bovertrek was die bovertrek van Johannes Markus se familie. Maar as ons lees in Handelinge 12, dan lees ons dat die Christene het in die huis van Johannes Markus se ma in die bovertrek saamgekom om te bid. En toe was Petrus in die tronk en 'n engel het hom uitgelei en toe loop hy na hierdie bovertrek toe en eers kon hulle nie glo dis hy nie. Nou die kanse dat daar behalwe Johannes Markus se ma nog so bovertrek was dat 'n klomp mense kon huisves in Jerusalem is redelik klein. So die vroeë Christene het gesê dit is Johannes Markus. En in Jesus se bediening het sy moeder en hy in die Here Jesus begin glo. En teen die tyd wat die Here Jesus gekruisig is, was daar so 300 disippels wat regtig aan hom geglo het. En Johannes Markus en sy gesin was een van hulle, maar Johannes Markus was nog 'n jong man gewees, 'n jong seun. En so gaan dit dat toe die disippels daar kom en hulle hou die laaste Pasga of die nagmaal, Jesus stel die nagmaal in, toe was hierdie jong man baie nuuskierig oor wat hier gebeur met hierdie Here en sy disippels. En Jesus het net vir Petrus en Johannes gesê waar hy gaan, dat hulle moet gaan regmaak, want hy het gesê ek begeer om met julle die maaltyd te hê, want hy moes die nagmaal instel. So hy wou nie gehad het Judas moet hom daar verraai nie. En tydens hierdie maaltyd, toe Judas van die tafel af opgespring en hy het na die mense toe gegaan met wie hy ooreengekom het om Jesus te verraai. En 'n hele klomp mense
het Jesus toe gaan vang. Waarskynlik hier by 1000 mense. So soldate en wagte van die tempel en so meer. Want hulle was bang die volk kom in 'n opstand. Soos hulle Jesus in hegtenis neem en die ander mense neem wapens op. Soos Petrus het so oomblik die wapen opgeneem en hy het Malchus sy oor afgekap daar in die tuin. En dankie ons Here kom en hy genees, hy maak sommer net reg wat Petrus gedoen het. Maar nou sê die vroeë kerktradisie dat hierdie Johannes Markus was gefassineer met Jesus en sy disippels. En toe Jesus en sy disippels na die Pasga deur die strate van Jerusalem na die tuin van Getsemane toe geloop het 'n jong Johannes Markus saamgeloop, want hy het eintlik klaar geglo in Jesus. En toe Jesus in hegtenis geneem word en sy disippels spat, en Johannes Markus het agter hulle aangeloop en hy het waarskynlik gestaan by hierdie groep, toe hulle vir Jesus in hegtenis neem en dit lyk vir die disippels hier's die einde, toe spat hulle en Johannes Markus ook, maar hy was 'n jong man, hy was eintlik al in sy pyjamas gewees, in sy nagklere gewees, en toe hy weghardloop en iemand hom gryp, toe gryp hy sy naghemp en dit sê, maar hy het die naghemp net daar in hulle grypende hande gelos en kaal weggehardloop. Nou Johannes Markus sê waarskynlik iets van homself, dat hy het weggehardloop toe Jesus in hegtenis geneem is. Kom ons spring na Handelinge 13 vers 13 toe. In Handelinge 12 lees ons van die disippels wat in Johannes Markus se ma se huis bymekaar gekom het, daar gebid het in die bovertrek, en kort daarna het Paulus op sy eerste sendingreis gegaan. En ons lees hierdie, en ek het hierdie stukkie uit die Nuwe Testament vanoggend aangehaal, 'n baie nuwe vertaling van die Nuwe Testament, en hier staan, hierna het hulle weggeseil, dis nou Paulus, en vanaf Pafos, Paulus en diegene saam met hom het in die stad Perge aangekom. Dit is in die Romeinse provinsie Pamfilië, maar Johannes Markus het hulle daar in die steek gelaat. So, dis nou Lukas wat hier skryf, en die woord daar staan eintlik letterlik Johannes Markus hulle gelos. Hy het net hulle in die steek gelaat. So, Johannes Markus is 'n jong gelowige, en hy het 'n passie, maar toe die druk kom in die tuin van Getsemane, waarskynlik hy, so ietsie van homself, die Heilige Gees hom toegelaat om in sy evangelie te skryf, toe hardloop hy weg. En toe Paulus en sy metgeselle op hulle eerste sendingreis in Pamfilië was, toe laat hulle in die steek en hy gaan huis toe. Nou so in 1998, toe het ek en Sonja die groot voorreg gehad om op 'n Bybelland toer te gaan, maar nie net die beloofde land Israel nie, maar ook die lande van die Nuwe Testament. En ons was daar in Turkye, en ek onthou dit goed, 'n geweldige bergagtige deel in bebos. En dit is op en af, en naderhand voel jy sommer so half knop op jou maag, so 'n bietjie karsiek van hierdie geryery. En ons stop, en die gids kom, en hy praat oor die mikrofoon in die bus, en hy sê, ons is nou in die antieke provinsie Pamfilië, en is min of meer hier, waar Johannes Markus vir Paulus en sy metgeselle in die steek gelaat het. En hy sê toe iets, moenie te gou wees om te oordeel nie, want dit is nie maklik hier, dink hulle was op die voet,
daar was rowers, dit was lewensgevaarlik, dit was geweldige ontbering. Maar die feit bly, vir 'n tweede keer waarskynlik, hardloop Johannes Markus weg. So hoe begin hy? Dien die Here, heel waarskynlik een van die heel eerste gelowiges in die Here Jesus. En hy begin, maar 2 keer hardloop hy weg. So sou ons die afleiding kan maak dat Johannes Markus nie so goed begin het nie. So sê julle met hy saam. Maar kom ons kyk hoe eindig hy. In 1 Petrus 5 vers 12 en 13, ek skryf hierdie kort briefie om julle te bemoedig en te verseker dat die genade van God met julle is, ongeag wat met julle gebeur. Julle susterskerk hier in Rome stuur vir julle groete. Markus, my seun, stuur ook vir julle groete. Nou dit is 'n herstel in sy lewe. Want sou ons net so 'n bietjie verder lees in Handelinge, die hoofstuk 15, dan sien ons toe Paulus op sy tweede sendingreis wou gaan, toe kom Barnabas, die een wat ander heeltyd bemoedig het, en hy sê vir Paulus, kom ons vat vir Johannes Markus weer saam op ons tweede sendingreis. Maar in Paulus se briewe aan Korinte sien ons dat Barnabas en Johannes Markus was familie, was neefs. Hy sê, bring my neefie weer saam, kom ons gee hom nog 'n kans. En Paulus sê nee. Paulus sê, nee, hy kan nie weer saam met ons gaan nie. En Barnabas was so hartseer daaroor, dat hy vir Paulus sê, maar dan Paulus, dan los ek jou ook. Dan gaan ek saam met Johannes Markus en hulle was na die eiland Cyprus toe. En daar het hulle die evangelie van gaan verkondig. So daar het 'n gevolg gewees van Johannes Markus se weghardloop, se in die steek laat, is dat hy kon nie meer saam met Paulus op sy sendingreise gaan nie. Maar as ons kyk na Handelinge 12, en ons sien daar, die Bybel praat van die ma, die moeder van Johannes Markus, dan lyk dit vir my of Johannes Markus se pa klaar dood is, en dis wat hulle geglo het, dat die pa nie meer geleef het nie. En ek dink so 'n jong seun het 'n behoefte gehad aan 'n vaderfiguur. En hy gaan saam met hierdie man van God, Paulus, op hierdie sendingreis. Maar alles raak net te veel vir hom. En toe hy weer wil terugkom op die tweede sendingreis, sê Paulus nee. En die mense van die Bybel was mense net soos ons. Eintlik Jesus se broer Jakobus skryf dit. Hy sê dit vir ons. Die mense in die Bybel is mense gewees. Dink aan daai seun en hoe hy oor homself dalk moes voel. En dalk het hy verwerping beleef in dit. Maar hier kom Petrus, die leierdisipel, die leier van die vroeë kerk. En hy skryf 'n brief, 2 briewe geskryf. Skryf hierdie kort briefie om julle te bemoedig. En in sy afsluiting sluit hy een man in en hy sê, Johannes Markus, my seun, Markus, my seun, stuur ook vir julle groete. Nou, wat gebeur het is Barnabas en Markus is na die eiland Cyprus toe en hulle die evangelie daar gaan verkondig. En Johannes Markus begin bekend staan as die evangelis Markus, want die Here het hom gesalf in die nuwe pad wat hy vir hom gee. Die Here het hom gesalf om sy evangelie uit te dra. Toe kom Petrus oor sy pad, wat
van vroeër af geken het. En Petrus neem hom saam met hom. En hy sê, Johannes Markus, my seun. Die vroegste manuskripte van die Bybel het nie 'n naam in by die Markus Evangelie nie. Daar's wel manuskripte wat sê, hierdie evangelie is geskryf deur Markus. Maar wat die vroeë kerk geglo het, is dat dit is eintlik die evangelie van Petrus. Want Petrus het vir Markus vertel wat gebeur het, en Markus het dit opgeteken. En so kry ons vandag die evangelie van Markus in ons Bybel. So hoe gebruik die Here vir Johannes Markus? Hy gebruik hom as evangelis wat die evangelie verkondig. Hy gebruik hom as geestelike seun van die apostel Petrus om vir ons 'n evangelie te gee wat eg en rou is, wat die kortste evangelie en ook die oudste evangelie is wat ons het. So ek dink ons as daai stukkie in Markus, as hy na homself verwys, ek dink hy verwys na homself. Maar dalk nie, maar ek dink so. Dan dink ek het Johannes Markus se lewe begin met iemand wat weghardloop of wegloop, maar dit het nie so geëindig nie. Dit het nie so geëindig nie. As jy lees die Nuwe Lewende Vertaling wat ek daar aangehaal het, jy sê, julle susterskerkie in Rome stuur vir julle groete, maar eintlik letterlik staan daar, julle die kerk in Babylon stuur vir julle groete. En Babylon was 'n manier hoe die vroeë kerk na Rome verwys het, want Babylon staan teen die Here. Maar, en ek dink dit is Rome, maar daar's 'n interessante ander moontlikheid wat Babylon beteken. In Afrika, so eentjie van Kaïro af, was daar 'n dorp met die naam Babylon, 'n militêre dorp, 'n kamp kan mens sê, militêre basis. En daar's 'n vroeë Christelike tradisie wat sê Petrus was saam met Johannes Markus in Afrika, en ons moet die Babylon sommer letterlik verstaan as Babylon. Nou ek dink nie dis noodwendig so nie, maar daar's iets meer. Volgens die vroeë kerktradisie het Johannes Markus sy lewe klaargemaak in 'n stad in Egipte met die naam Alexandrië. En daar het hy 'n gemeente geplant, as evangelis mense na die Here toe gebring. En die Heilige Gees het so deur hom gewerk dat dit 'n opskudding in daai hele gebied was. En dat die owerhede van die dag besluit het, hulle gaan vir Johannes Markus doodmaak. En hoe hy gesterf het, is dat hulle het hom aan sy voete vasgebind en vir 2 dae lank net deur die stad agter 'n strydwa aangesleep. En baie goed wat ons glo, kry ons uit die kerktradisie uit, soos hoe die apostels gesterf het, baie van die Bybelboeke se name en so meer. Maar dit is wel interessant, dat as Johannes Markus na homself verwys het, as die een wat weggehardloop het, in sy pyjamas, en toe nie meer in sy pyjamas is, nie maar in sy geboortepakkie is, dan is dit met sy voete wat hy weghardloop. Toe Johannes Markus in Handelinge 13 vir Paulus en sy geselskap in die steek laat, was dit met sy voete wat hy weggeloop het, wat hy huis toe wou gaan. Alles te veel vir hom geraak. Maar toe hy sterf, toe sy voete gebind aan die Here Jesus. As ons vandag terugkyk, dan dink ek het hy enorme nalatenskap gelos, Johannes Markus. Maar
'n les wat ons uit sy lewe kan vat vir onsself, is dat dit gaan oor hoe ons eindig. Nie oor hoe ons begin nie. Ek het baie mannekampe bygewoon en een van die sprekers, gereelde sprekers, het altyd gesê, God is goed en die duiwel is vuil goed. Hy was 'n Engelsman, Ryan, so kom, ons sien die Engelse oor. Dit gaan oor hoe ons eindig. En baie van ons het foute langs die pad gemaak. En die duiwel sal ons wel herinner daaraan. Maar dit is nie vir God belangrik nie. Wat vir hom belangrik is hoe ons klaarmaak. Sê julle saam? Ons kan dit sien uit Johannes Markus se hele lewe. Kom ek kyk hier. Ons kan enetjie oorsit. Markus het met die Here begin. Ons gaan volgende een, maar ook baie foute gemaak. En die foute wat hy gemaak het, is dat hy weggehardloop het. Veral. Want baie keer hoor ons getuienisse wat sê, ek het so 'n rowwe lewe geleef, en toe ontdek ek die Here, en van toe af is my lewe net reg. Maar dis nie Johannes Markus se getuienis nie. Hy sê ek het geglo in Jesus, en as gelowige het ek foute gemaak. Ek het my Here in die steek gelaat. Maar dan, ons kan die laaste enetjie opsit, hy het egter sterk geëindig. Dit leer ons dat dit nie gaan oor hoe ons begin nie, maar oor hoe ons eindig. So my gebed vir oggend is dat elkeen van ons daai skuld en daai sleg voel oor ons foute van ons sal afgooi en sal doen wat daai atleet doen. En sal hardloop vir die wenpaal. Want dit gaan nie oor hoe ons begin nie, maar oor hoe ons eindig. Amen. Kom ons staan op en bid ons saam. Ons Here, as ons vanoggend kyk na die lewe van Johannes Markus, dan sien ons u genade op genade op genade. En dankie Here, dat u vir elkeen van ons genade op genade op genade het. Here, ek glo ons kom vanoggend sien dat dit nie gaan oor hoe ons begin nie, maar gaan oor ons klaarmaak. Dat ons nie gedefinieer word deur die foute van ons verlede nie, maar die krag waarin ons klaarmaak. Ek wil vanoggend bid dat elkeen van ons nou ons eie lewens sal ondersoek en dit wat ons pla of daar waar ons voel ons het geval, dat ons dit sal afgooi. En vir die Here sê, Here, ek gaan nie meer met daai las verder loop nie. Want dit gaan oor hoe ek klaarmaak. Nie oor hoe ek begin het nie. Of nie oor hoe ek in die middel 'n fout gemaak het nie. Kom ons gooi daai laste af. Dalk moet jy vanoggend begin waar Johannes Markus begin het. Hy het begin deur te glo in Jesus en vir die Here sê, Here, ek neem U aan vanoggend as my redder en my Here, bely al my sonde voor U. Heilige Gees, kom vul my dat ek kan leef as God se kind. En ek dink elkeen van ons moet bid vir die Here, vra dat hy deur sy Heilige Gees vir ons die krag sal gee om sterk klaar te maak, om goed klaar te maak. Dat dit waardeur ons gekenmerk word,
sal wees hoe ons geëindig het, nie hoe ons begin het nie. Kom ek gee so 'n minuut, dan kan ons elkeen net met die Here praat. Amen. Nou is dit die belangrikste deel van ons diens. Dis wat ons lekker saam kuier. En as jy iemand nie ken nie, gaan stel jouself voor. En as jy gebed nodig het, niks is te klein of te groot nie. Kom asseblief vorentoe, hier sal mense wees wat vir julle gaan bid. Ek wil julle vanoggend seën met die woorde van 2 Korintiërs 13 vers 13, en dit is: mag die genade van die Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Amen.